Goeiemôre broeders en susters en kinders. Ons het vanoggend enkele afkondigings voor die erediens. Ons kollektes vandag is vir die diens van barmhartigheid, by die deure vir die emeritaatsversorging en as die Here wil volgende Sondag by nagmaal vir die kerkkas. Dan vanoggend tydens die diens gaan ons die doop en belydenisaflegging hê van Suster Marlies Potgieter en Suster Megan Meyrode. En ons wil hulle vanoggend ook en hulle geliefdes ook saam met die Here dankie sê vir die Here vir die geleentheid wat ons ook het om dit saam met hulle in die gemeente van die Here te kan beleef. Dan, soos ons die afgelope week ook gehoor het, oom Dani Snyman, dominee Dani Snyman, ons emeritus wat verlede Sondag aand oorlede is. Ons wil dankie sê vir elkeen wat ook Vrydag gehelp het met die begrafnis hier vanuit ons kerkgebou. En ons wil vanoggend dan ons meelewing betuig met Suster Sari, met Tannie Sari en haar kinders en kleinkinders deur 'n oomblik saam op te staan. Baie dankie. En dan 'n laaste attestaat wat ons moet afkondig met attestaat vanaf Gereformeerde Kerk Pretoria Alkantrand, broer Primarius Burger en eggenote Suster Irma Burger. Ons verwelkom hulle ook vanoggend hier in ons midde in die gemeente. Dit dan wat ons afkondigings betref vanoggend voor die diens, die ander afkondigings sal ons na die erediens hanteer. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. By die Here is die fontein van die lewe en in sy lig sien ons die lig. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die groetseën van die Here waar ons gehoor het by die Here is die fontein van die lewe. Kom ons antwoord daarop met Psalm 42. Ons staan vir die sing daarvan. En ons sing daarvan die eerste vers saam, soos 'n hert in dorre streke. Daarna bly ons staan om ons geloof saam te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het,
wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan vanoggend saam luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus hoofstuk 20 aan die hand van Sondag 34 van die Heidelbergse Katekismus. Dit gaan nie op die bord vertoon nie, ons luister vanoggend daarna. God het al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Daarom die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die 3de gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Die 4de gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste, jy mag nie steel nie. Die 9de, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dan word die vraag gevra, hoe word hierdie gebooie ingedeel? Dan is dit in 2 tafels, en ons praat spesifiek terwille van die kinders van 2 tafels, omdat dit op 2 kliptafels is wat God dit vir Moses gegee het, waarvan die eerste tafel 4 gebooie is, wat ons leer hoe ons teenoor God moet gedra, maar die tweede is 6 gebooie, wat ons leer oor wat ons aan ons naaste, aan mekaar ook verskuldig is. Dit dan die wet van die Here vanoggend. Ons gaan nou antwoord daarop, deur saam te sing bekende Psalm, Psalm 1, waarin dit vir ons duidelik word dat iemand wat by die wet van die Here leef, by die woord van die Here leef, 'n geseënde lewe het. En daarom sing ons saam vers 1 en vers 2, waarin ons sê ons is soos 'n boom wat sy wortels uitsprei by die waterkant in die stroom van God se genade, en dat ons daaruit ook leef. Kom ons staan en ons sing vers 1 en 2, waarna ons in gebed sal verenig. Oh
O Vader in die hemel, dankie dat ons vanoggend ook saam kan bely en kan weet dat U self is die bron van alles wat goed is. Ook in elke een van ons se lewens. Daarom dank ons U dat ons ook vanoggend hier saam aan U die lof en die eer kan toebring. Dat ons U naam kan loof en kan prys. Juis omdat ons weet, ons lewe in totale afhanklikheid van U. Daarom dank ons U in besonder dat ons vanoggend ook hier rondom U woord kan vergader, dat ons na U kan kom luister en kan hoor hoe dat U die lewende God ook vanoggend met elke een van ons praat. Maar juist daarom wil ons ook vra dat U deur die Heilige Gees ook die verkondiging van U woord in ons lewens sal laat vrugte dra. Vrugte van dankbaarheid. Vrugte wat getuig van liefde vir U en liefde vir mekaar. Ons vra dit want ons ken onsself ook. Ons weet ons is sondaar mense. Weet ons lewe in 'n bose wêreld waarin die duiwel self ook aan die werk is. Daarom is dit ons gebed, bewaar ons en verlos ons van die bose. Help ons om in ons eie lewens ook te kan stry en te kan oorwin oor die sonde. Ja, gee ons alles wat ons nodig het vir hierdie stryd. Daarom bid ons nie net vandag vir onsself nie. Ons bid ook vir ons broers en susters oor die wêreld. Ons bid vir ons broers en susters wat nie vanoggend hier saam met ons kan wees nie. Hulle wat siek is, hulle wat oud is, hulle wat swaar kry, dra ons elkeen aan U troue Vader sorg op. En ons dank U vir die krag en die gesondheid en die genade wat ons het om vanoggend in 'n erediens te kan wees. Ons bid in besonder vanoggend ook vir Suster Sari, haar kinders, haar kleinkinders. Ons dankie vir die evangelie waardeur U ook ons trane afdroog. Dat ons mag weet dat hulle wat in die Here ontslaap het, sal lewe al het hulle ook gesterwe. Ons bid ook dat U elkeen van ons die volhardingskrag sal gee deur die evangelie. Om ten spyte van hartseer steeds blymoedig diensbaar te kan wees in U kerk en in U koninkryk. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons weet ons kan dit alleen doen in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Ons gaan vanoggend broeders en susters saam luister uit die woord van die Here na 'n kort gedeelte
uit Openbaring hoofstuk 22. Daarvan af vers 1. Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lam en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Tot sover ons teksgedeelte. Sy sal maar 'n bietjie vooruit. Nou ma gaan net nou hier staan. So, ons gaan nou eers saam sing, broeders en susters. Juis ook in antwoord op dit wat ons hier gehoor het van die rivier met die water van die lewe wat stroom uit die troon van God uit. Sing ons saam ons belydenis, die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 1, waarin ons ook kan sê U is die bron van alles wat goed is in ons lewens. Kom ons staan en ons sing Skrifbruiming 12:3 vers 1 en 2, waarna ons sitplekke weer inneem. Ons het dit die afgelope tyd by die aanderedienste ook gehoor, maar vir almal wat nie daar was nie, is dit belangrik om te weet, ons werk vanoggend in Openbaring 22 met een van die 7 visioene van die eindtyd. En dis belangrik dat 'n mens dit ook raak sien. Wanneer 'n mens na die 7 visioene van die eindtyd gaan kyk en jy werk met Openbaring 21 en 22, dan sien jy hoe dat daar in sirkels gewerk word. 'n Buitenste sirkel, 'n wye sirkel, 'n nouer sirkel en dan vanoggend gaan ons by God se troon stil staan. Ons het gekyk in die aanddienste na die nuwe hemel en die nuwe aarde, waarin ons gesien het die hele skepping wat nuut gemaak sal word met die wederkoms van Jesus Christus. Ons het stilgestaan by die nuwe Jerusalem, die kerk van die toekoms, die bruid van Christus wat haar bruidegom sal ontmoet en waarvan ons ook deel is. En vanoggend, juis by hierdie erediens ook waar ons die geleentheid het om ook die getuies te kan wees van mense wat geloof
belydenis van hulle geloof af lê, kom ons by die middelste sirkel, die belangrike een, die troon van God as die middelpunt van die nuwe Jerusalem, die middelpunt van die nuwe hemel en die nuwe aarde. En ek dink ons almal het dit al gesien, die aarde draai in die ronde rondom 'n as, die hele sonnestelsel beweeg in 'n sirkels, maar die middelpunt van alles, die middelpunt van die hele skepping is God se troon. Dis wat ons vanoggend ook by gaan stil staan. Die vraag aan elkeen van ons, is God die middelpunt van my lewe? Is God die spil waarom my lewe draai? Die een wat eerste kom in my lewe. En is belangrik, 'n mens kom gou agter, waarom draai my lewe? Waarom draai my lewe? Waarom draai jou lewe? Jou lewe draai rondom daardie persoon of rondom daardie goeders of daardie dinge wat vir jou die belangrikste is. Jy gaan reël jou lewe rondom dit. Jy gaan beplan jou lewe rondom dit. Belangrik om te vra, waar rondom beplan jy jou lewe? Hoe lyk jou, kom ons gebruik 'n eenvoudige voorbeeld, hoe lyk jou dagboek wat jy vir jouself opstel? Hoe lyk jou dagbeplanning? Hoe lyk jou weeksbeplanning, jou jaarbeplanning? Rondom wat beplan jy? Rondom wie? Want of ons dit wil weet of nie, broeders en susters, die plek wat God in jou lewe inneem, kom in daardie dinge na vore. En daar's baie mense wat dit vandag nie besef nie, en baie keer onsself besef dit ook nie. Maar hy is die een om wie ons lewe en alle lewe in die skepping draai. God se troon is die een rondom wie alles in die skepping draai. So kom ons het ook vanoggend saam bely toe ons gesing het, U is die bron van alle goed. God is die sentrum van ons lewe, maar ook die sentrum van die hele skepping. Dis juis wat God vir ons hier aan die einde van die Bybel wys, met die beeld van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, 'n nuwe Jerusalem, waarvan jy en ek deel is, die kerk van vandag, en die middelpunt daarvan, die troon van God. Nou wat beteken dit as ons dit sê? Wat verstaan ons as ons dit hoor? Nou dis juis wat ons vanoggend hier in die laaste van die eindvisioene gaan sien. Sê so maklik vir mekaar en vir mense, maar die Here is vir my die belangrikste. Ek is die liefste vir die Here. Maar besef ons nog, hoekom ons so sê? Hoekom moet ons so sê? Dan gee die Here vir ons in hierdie 5 verse waarna ons geluister het, 2 duidelike redes. Openbaring 22 vers 1 tot 5 sê, ons lewe uit die stroom van God se genade, ons lewe in die lig van sy aangesig. Die stroom en die lig. Dis die 2 beelde wat gebruik word om vir ons te verduidelik hoe afhanklik ons van die een wat op die troon is, elke dag moet leef. Maar wat die mooi daarvan is, in hierdie visioene van die eindtyd word vir ons vertel van die werk van Christus se vrug in ons lewens. En dan vertel dit vir jou van dat daar 'n herstelde verhouding met God is, waarin God se troon die middelpunt, die sentrum van ons lewens vorm. Nou die eerste beeld waarby ons gaan stil staan is die van die stroom van lewende water.
Die tweede een is die beeld van die lig. Nou hierdie eerste beeld is die van 'n rivier waarin ons kan sien ons lewe uit die stroom van God se genade. Nou wat sien Johannes? Johannes sien 'n rivier met die water van die lewe, sê hy. Helder soos kristal, afkomstig vanuit die troon van God en van die Lam. En dan staan daar tussen die hoofstraat van die stad en hierdie rivier, staan die boom van die lewe wat 12 keer per jaar vrugte dra, waarvan die blare genesing bring vir die nasies. Nou, dis 'n baie bekende Bybelse beeld. Ons het dit gesien ook nou in Psalm 1. Maar in hierdie verse word vir ons twee bekende gedeeltes uit die Ou Testament na vore gebring, wat ek dink ons almal redelik goed ken. Die eerste een is Genesis 3. Genesis 3, as jy teruggaan daarheen, dan lees jy van die boom van die lewe wat in die middel van die tuin staan, waarvan Adam en Eva nie mag geëet het nie. Dis hoekom hulle uit die paradys uit is. Dan lees jy ook in Esegiel, dis die tweede gedeelte uit die Ou Testament uit wat hier na vore kom, van 'n stroom water wat uit die tempel uitgesuiwer het, daar in Jerusalem, wat al dieper en dieper geword het en wat lewe en genesing gebring het, so ver as wat dit gevloei het, 'n stroom waarlangs daar ook bome gestaan het, wat gevoed is, wat vrugte en genesing gebring het vir almal wat daar langs gewoon het. Wanneer jy teruggaan na die Nuwe Testament toe, dan sien jy in die beloftes aan die 7 gemeentes, met ander woorde aan die kerk, wat Jesus Christus maak in Openbaring 2 en 3, dan kom hierdie boom en hierdie stroom weer na vore. So die vraag is, wat sê God vir ons met die beeld van stroom, die rivier van lewende water? God sê vir ons baie eenvoudig, alle lewe kom van hom af. Die boom se vrugte, die stroom se water, die mees basiese lewensmiddels wat mense nodig het om te leef, kos en water. So die lewe is 'n gawe wat van God afkom. En hierdie lewegewende water van die rivier ontspring direk in die teenwoordigheid uit die troon van God en die van die Lam. So as jy wil lewe, as jy waarlik wil lewe, sê God vir jou, sonder God en sonder die Lam, Jesus Christus, as bron van lewende water, as bron van lewensmiddels, kan jy nie lewe nie. En dis die troos, dis die boodskap, God self is die een wat in al ons lewensbehoeftes voorsien. Nou en tot in ewigheid. Sonder die genade van God kan niks en niemand lewe nie. Juist die stroom en die boom, hier in Openbaring 22, wys vir ons eintlik op die vol lewe wat ons as kinders van God deur sy genade ontvang het. Maar wat ons moet raak sien daarby, is dat die beeld in Openbaring beter is as die wat ons in die Ou Testament sien. Want hier lewe die gelowiges in die volheid van God se genade. Daar in Esegiel is dit 'n stroompie water wat uit die tempel uitsuiwer en dan groei. Hier in Openbaring is dit 'n rivier wat vanuit God se troon vloei. In Genesis is dit Adam en Eva wat daar in die paradys is en wat op die ou einde nie van die vrugte van die boom van die lewe moet eet nie. Hier in Openbaring is dit 'n stad vol mense, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en almal sal daaruit leef. So die gedagte wat ons moet raak sien is, vir die ewigheid gaan ons in die volle som van God se genade leef. Daar gaan 'n
tyd kom wanneer leed en pyn en smart en hartseer nie meer deel gaan wees van ons lewe nie. Hoekom nie? Want die boom staan daar, se blare bring genesing vir die nasies. God self sorg dan dat daar nie meer 'n letsel van die sonde sal oorbly nie. God doen al sy beloftes aan ons gestand. Ons redding is ten volle, daar sal niks meer wees staan daar wat deur God vervloek is nie. Hoekom nie? Want Christus het al ons vervloekinge reeds op hom geneem. Dis hoekom die lam pertinent genoem word, die lam wat geslag is om vir ons sondeskuld te betaal. En daarom sê hy, kom daar 'n dag dat die dood nie eers meer deel sal wees nie, want almal in die nuwe Jerusalem lewe uit die stroom van God se genade. Binne in die nuwe skepping, binne die nuwe Jerusalem, binne in die nuwe paradys vol lewende water, met die boom van die lewe waarvan ons sal leef. En almal in daardie beeld, hierdie beeld van die nuwe paradys kan mens dit noem, begeer net een ding. En dit is om gehoorsaam aan God te wees. Die God wat vir hulle ook voorsien, die God wat sy naam op hulle voorkoppe geskryf het, wat hulle as sy eiendom beseël het. En dis hoekom die tweede gedeelte ook so belangrik is. Daardie beeld van lig. Ons hoor dit baie. Wanneer die seën uitgespreek word, ek sal my aangesig oor julle laat skyn. Nou Johannes sien hier in Openbaring 22 dat ons almal ten volle in God se lig sal lewe. Ons lewe vandag in die lig van God se genade. En dis 'n wonderlike gedagte, broers en susters, hierdie. Want dit skep by ons 'n toekomsverwagting. En dit maak by 'n mens hoop wakker. Want hoor hoe sê hy dit? Hy sê daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig. Hoe verlig hy ons? Johannes self het dit gesien al by die geboorte van ons Here Jesus Christus. Daar in Johannes 1 vers 5 skryf hy dit, hoe God ons verlig. Hy sê oor Jesus, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Nou ons almal ken die nag, ons almal ken die duisternis te goed. Ons almal ken die sonde, ons almal ken die gevolge van die sonde. Ons voel dit aan ons eie lewe baie keer, ons sien dit in ons eie lewe baie keer. Baie keer in die donkerte wat daar in ons eie gemoed en ons eie hart leef. Maar hoor wat sê die Here vir ons. Openbaring 22 vers 5, daar sal geen nag meer wees nie. Sien, Christus word nie verniet die helder môrester genoem nie. In hom het daar vir elkeen wat sy naam bely 'n nuwe dag aangebreek. Die mens moet dit so verstaan, ons wat vandag lewe, ons lewe nog in die oggendskemer, ons sien nog net die helder môrester. Maar die môrester sê vir ons, die dag is besig om te breek, die son is besig om op te kom. En al lewe ons vandag nog in die oggendskemer, weet ons dat die nuwe dag wat gebreek het met die kruisiging en die opstanding van ons Here Jesus Christus, daardie dag het geen einde nie. Want die lig daarvan is Jesus Christus self, die son daarvan
is God self. En die belofte is die duisternis kan dit nie weer uitdoof nie. Hoekom? Omdat God self die lig is wat daaroor skyn, kan ons seker wees dat daar 'n dag kom dat daar geen sonde meer in God se nuwe skepping sal wees nie. 'n Dag kom waarin sonde geheel en al uit die prentjie uit gaan verdwyn. Waarin al wat gaan oorbly volmaakte gemeenskap met God is. Want onthou, hoekom is Adam en Eva uit die tuin uit gejaag? Juis, sodat daar nie meer sonde kan wees in die ewigheid nie. En dis juis waarna ons verlang, 'n dag wanneer God self die lig in ons lewe sal wees. Waarin al die oorwinnaars oor die duisternis, mens moet dit mooi hoor, almal wat oorwin oor die duisternis, saam met God en die Lam sal regeer, sê Johannes. Daar kom 'n tyd wanneer daar volkome harmonie sal wees tussen ons wil en God se heilige wil. Want dit is hoe dit lyk as God die middelpunt van jou lewe is. Jy lewe in sy lig. Jy laat sy lig, die lig wat van hom afstraal op jou lewe, na buite weerkaats. En daarom kom ons vat dit vanoggend saam. Wat beteken dit vir jou as jy sê God is die middelpunt van jou lewe? God is die spil waarom jou lewe draai. Die persoon wat eerste in jou lewe kom. Dan bely jy dit soos ons dit vanoggend ook gehoor het, die Here is die fontein van my lewe, in sy lig sien ek ook die lig. Dan bely jy, hy is die bron van dit wat goed is in jou lewe. Jy lewe uit die stroom van sy genade. Jy bely dat hy die een is wat vir jou sorg, hy die een is wat vir jou die lewe gee, hy die een is wat elke dag na liggaam en gees alles gee wat jy nodig het om te kan lewe. En sonder hom op die troon in jou lewe kan jy nie lewe nie. Sonder hom op die troon van jou lewe, die middelpunt van jou lewe, kan jy hom nie dien nie. Want hy is die enigste een wat daar sit. Amen. Kom ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ek gaan aan ons voorhou die formulier vir die bediening van die heilige doop aan volwassenes. As diegene wat in hulle jeug nie gedoop is nie, tot hulle jare van begrip gekom het en begeer om in die Christelike doop te ontvang, moet hulle eers goed in die grondslae van die Christelike godsdiens onderrig word. En as hulle daarvan voor die kerkraad of voor die verteenwoordigers van die kerkraad of openlik al na gelang dit in elke kerk die opbouendste geag word, 'n goeie belydenis gedoen het, moet hulle tot die heilige doop toegelaat word en by die bediening daarvan moet hierdie formulier dan ook gebruik word. Ons almal ken die leer van die doop, die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in 3 punte saamgevat: sonde, verlossing en dankbaarheid. Ten eerste, ons kinders is in sonde ontvang en gebore, is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en ons saligheid buite onsself in Christus te soek. Ten tweedens, wat ons verlossing betref, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van ons sondes deur die Here Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God,
die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy ons ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of dit tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes verlos en voor God geregverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En dan laastens die dankbaarheid, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer van Gods weë deur die doop vermaan en verplig tot nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld af sien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in sonde bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel die kinders van die Christene al verstaan hulle al hierdie dinge nie, uit die krag van die verbond gedoop moet word, is dit nogtans nie geoorloof om die volwassenes te doop nie, tensy hulle eers onder die besef van hulle sonde, van hulle boetvaardigheid en van hulle geloof in Christus belydenis doen. Want om hierdie rede het nie alleen Johannes die Doper onder die verkondiging van die doop van bekering tot vergifnis van sondes, volgens die gebod van God, die wat hulle sondes bely het gedoop nie, maar hy het ook ons Here Jesus Christus, sy apostels beveel om al die nasies te onderrig en hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop. Terwyl hy hierdie belofte daarby voeg dat wie geglo het en gedoop is gered sal word. So het ook die apostels, soos blyk uit die handelinge van die apostels, volgens hierdie reël nie ander volwassenes gedoop nie, as net die wat van hulle boetvaardigheid en hulle geloof belydenis gedoen het. Daarom is dit ook vandag nie geoorloof om enige ander volwassenes te doop nie, as die wat die verborgenhede van die heilige doop uit die prediking van die evangelie geleer het en dit verstaan en daarom sowel as van hulle geloof deur mondelinge belydenis rekenskap kan gee. Om hierdie instelling van God aan broeders en susters tot sy eer, tot ons troos, tot opbouing van die gemeente vanoggend uit te voer, kom dat ons saam bid. O almagtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf. En die gelowige Noag met sy gesin, net 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het ook die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur U ook vir ons die doop afbeeld. Ons bid U dan kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U ook vanoggend hierdie susters van ons genadiglik wil aansien en deur die Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hulle met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hulle terwyl hulle hom daagliks navolg,
Hulle kruis ook blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hulle hierdie lewe wat tog niks anders is nie as voortdurende sterwe nie, deur u getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus u seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, u seun wat saam met u en die Heilige Gees enige God leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Ek wil vra dat Melissa en Marlies asseblief na vore sal kom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u begeer ook om met die heilige doop gedoop te word, sodat dit vir u 'n seël van die inlywing in die kerk van God kan wees. Dat dit kan blyk dat dit nie alleen die Christelike geloof aanvaar waarin u afsonderlik deur ons onderrig is en waarvan u voor ons belydenis gedoen het nie, maar dat u ook deur die genade van God u lewe daarvolgens wil inrig, moet u voor God en voor sy gemeente opreg op die volgende vrae antwoord. Eerstens, glo u in die enige ware God, onderskei in 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees, wat hemel en aarde en alles wat daarin is uit niks geskep het en nog so onderhou en regeer dat niks in die hemel of op die aarde sonder sy goddelike wil gebeur nie. Tweedens, glo u dat u in sonde ontvang en gebore is en daarom onder die toorn van God is, dat u van nature heeltemal onbekwaam tot enige goed is en tot alle kwaad geneig is, dat u met gedagtes, woorde en dade die gebooie van die Here baie keer oortree het en het u oor hierdie sondes van u ook van harte berou. Derdens, glo u dat Jesus Christus, wat terselfdertyd ware en ewige God is en ware mens is, wat sy menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria aangeneem het, vir u deur God tot saligmaker geskenk is, dat u deur hierdie geloof vergifnis van die sondes in sy bloed ontvang en dat u deur die krag van die Heilige Gees 'n lidmaat van Christus is en van sy kerk ook geword het. Vierdens, stem u met al die artikels van die Christelike geloof, soos dit hier in die Christelike kerk uit die woord van God geleer word, en is u van voorneme om tot die einde van die lewe in hierdie leer ook te volhard. Sien u af van alle ketterye en van dwalinge wat met hierdie leer bots en beloof u dat u in die gemeenskap van hierdie Christelike kerk sal volhard, nie alleen in die aanhoor van die goddelike woord nie, maar ook in die gebruik van die heilige nagmaal. Vyftens, het u van harte voorgeneem om altyd Christelik te lewe en van die wêreld en sy sondige begeertes af te sien, soos dit lidmate van Christus en sy gemeente betaam, en sal u gewillig aan alle Christelike vermaanings onderwerp. Wat is hierop die antwoord? Melissa Rode? Ja. En Marlies Potgieter. Ja. Mag die goeie groote God uit sy goedheid deur ons Here Jesus Christus aan u hierdie heilige voorneme ook sy goddelike genade en seën verleen. Amen. Ek gaan vra Marlies eerste. Marlies Potgieter, ek doop jou in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Melissa. Megan. Ek het nou vir Melissa gesê, maar sy is Megan. Megan May Rode is die regte naam.
Megan Meyrode, ek doop jou in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek gaan vra dat ons almal opstaan en dan sing ons vir hulle daardie verse van Psalm 9 op die bord. Die naam van hul wat u bely, sal in u naam standvastig bly. Kom ons sing dit vir hulle en daarna gaan ek net vir hulle elkeen ook 'n geskenk van ons kant oorhandig. Kan ons sitplekke inneem? Ons gaan eers die oorhandiging doen. Ons wil vir julle elkeen ook dan vanoggend baie welkom sê. Al is julle al 'n jaar by ons, julle albei bietjie langer jy. En ons is dankbaar saam met die Here dat ons hier trek vandag. Ons het nou Marlies se dogtertjie vanoggend ontmoet. Ons ken haar al, maar sy het net vanoggend kom kyk want een van die dae kom sy saam met haar ma hier voor staan. Ook hier in November, Desember. So dis ook iets waarna ons kan uitsien as sy en haar ouers sussie ook gedoop gaan word. Maar om vir julle elkeen ook dankie te sê en geluk te sê, wil ek net sê wie Megan is. Dis Hanrey Beer. Sy gaan die jongste van die Beer familie word volgende jaar. Sy maale het hom uit die huis uit gegooi en sy bly nou in sy kamer. Hy moes buite gaan bly. So dit is nogal vir my 'n mooi storie wat ek vir almal vertel. So hy kom tweede wat dit sy ma en pa betref. So ons wil vir julle ook geluk sê en daarom wil ons vir julle ook nie net die bewys van julle belydenis, aflegging en doop gee nie, maar ook in besonder elkeen 'n Bybel om julle aan hierdie dag te herinner. Die eerste een is vir Megan. Ja, sy en vir Marlies. Julle kan julle sitplekke inneem, dan gaan ek na boontoe gaan, dan gaan ons 'n dankgebed doen. Dankie. Kom ons bid saam. Ons barmhartige God en hemelse Vader, ons dank en ons loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe. En ons deur die Heilige Gees ook tot lidmate van U eniggebore Seun en daardeur as U kinders aangeneem het. En ons dank U dat U dit aan ons ook met die heilige doop beseël en bekragtig. Ons gebed is dan dat U ook deur U geliefde Seun ook vanoggend hierdie twee susters van ons altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hulle ook Christelik en godvrugtig kan lewe en in die Here Jesus Christus in hulle geloof kan groei en toeneem, sodat hulle U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan hulle en aan ons almal bewys het,
elke dag in woord en daad kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe. En help hulle en ons almal om moedig elke dag teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk te kan stry en oorwin. Om U en U Seun Jesus Christus en die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te kan loof en te kan prys. Amen. Daar is nou 'n geleentheid om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Heer, U woord is my 'n fakkel wat sy ligglans voor my dra, voor my voet die duisternisse van my lewenspad verja. En dan ook die pragtige woorde vir vers 48 Psalm 119, dis 'n lig wat klare kennis aan eenvoudiges ontdek. Dis die asem van die lewe wat ek diep na binne trek. Kom ons staan en sing Psalm 119 vers 39, vers 48, waarna ons die seën van die Here sal ontvang.
ontvang die seën van die Here. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en sy u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee u vrede. Amen. Baie dankie broeders en susters. Enkele afkondigings vanoggend. U sal sien onder meelewing, oom Kippie Iman, broer Kippie Iman het die afgelope week, verlede week eintlik al 'n beroerte gehad en is in die hospitaal opgeneem vir behandeling. Hy sukkel met sy linkerbeen op hierdie stadium om te herstel. Dan die verjaarsdag vir die week. Oom Johan sien ek is een van ons nuwe broeders. Sy attestaat is so 2 weke terug afgekondig. Hy verjaar dan Woensdag saam met Diane. Diane is altyd hier. Ek sien haar nie nou nie, maar Diane verjaar ook die week en dan tannie Henna Venter word 88 en ons wil vir hulle die seën van die Here toebid. Dan vra ons ook die voorbidding vir môre aand se kerkraadsvergadering en dan ook herinnering. Volgende Saterdagoggend, die susters se afsluiting, 'n lekker kuier, kreatiewe koffie en koek kuier hier in die kerksaal. Ons vra almal moet hulle ore knoop en asseblief hulle name deurgee sodat die susters ook die voorbereiding daarvoor kan tref. En dan ook Vrydag aand is daar weer vetkoeke en verwegneem ete hier by die kerk ten bate van die kerkkas en ons vra dat ons dit ook sal ondersteun. Dan die kinders. Ons vra dat julle asseblief vir ons na vore kom, omdat volgende week katekisasie volgende week nagmaal is vandag vir die laerskoolkinders hulle katekisasie afsluiting. So julle moet asseblief vinnig hier na vore kom en dan kan die res van julle daar agter gaan tee drink en ek het gehoor die susters sê daar's baie koek en tee vanoggend. So julle is almal welkom om saam met hulle daar agter te gaan tee drink vanoggend. Dit dan wat ons afkondigings betref.